Goeiedag geliefdes, ek verwelkom u in die naam van ons God en Saligmaker, Jesus Christus. Ek bid dat deur die inwerking van die Heilige Gees, die woord van die Here vir u en my tot opbouing sal wees, tot inspraak in ons lewe. En ons is nog steeds besig met daardie lang Psalm 119, wat so baie mense vermy omdat dit so 'n lang Psalm is. Maar daar is ongelooflike waarhede waarvan ons as kinders van die Here moet kennis neem, wat vir ons tot uitdaging en tot opbouing is. En ek hanteer hierdie Psalm met u, ek weet dit vat baie lank, maar ek wil hê jy moet saam met my deur die Psalm werk en hoor al die ongelooflike uitsprake as jy net 'n oomblik sal bepeins en dink wat die psalmis vir jou sê. Nou, ons staan vandag stil daar by die 105de vers van hierdie Psalm, wat so klink en ek lees dit vir u. Psalm 119 vers 105 sê, die baie bekende vers, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. 'n baie bekende ou teksie. Maar geliefdes, laat my toe om vir u te sê, ek en u lewe in 'n wêreld van duisternis. Ons lewe in 'n wêreld van goddeloosheid. En dit lyk asof goddeloosheid net nie 'n einde kry nie. Asof daar geen perke is nie, maar van dag tot dag neem goddeloosheid net toe. Die apostel Paulus het immers vir ons as kinders van die Here gesê, daar in Efesiërs 6, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die lig. As hy praat oor hierdie magte en die bose geeste in die lig, dan praat hy oor die inwerking van Satan, wat deur bose geeste aanslag vat op kindertjies van die Here, om hulle te verlei en hulle op die verkeerde weë te baken. As hy kom praat oor redding, dan stel hy dit ook vir ons in Kolossense 1 vers 13, julle wat hy oorgebring het uit die duisternis, in die koninkryk van die seun van sy liefde. Duisternis heers in hierdie aarde. Daarom sê 1 Johannes 5 vers 19 ook, die hele wêreld is in die mag van die bose. En nou is dit vir my so pynlik om vir u te sê, dat self die kerk is al geïnfiltreer deur verkeerde dinge, deur kompromieë wat hulle aangegaan het. Deur dinge wat die woord van God uitdruklik belet in die kerk toe te laat. En geliefdes, die kerk het kompromieë aangegaan, terwille van menseregte of om die mens gemaklik te laat voel. Maar kom ek en u sê vir mekaar, daar is nog altyd 'n aanslag teen die woord van die Here gewees. Die profete is gedood, terwille daarvan dat hulle gesê het, God het gesê. Die apostels is wreed vermoor, omdat hulle durf sê het, so het God gesê. Daar was nog nooit plek vir die woord van die Here in hierdie wêreld nie. Mense haat die woord van God. In die tyd wat ek in u lewe, is daar 'n geweldige aanslag teen die woord. Dat dit is nie God se woord nie, dis die woord van mense. Dit is nie geïnspireerd nie, dit is nie die algehele waarheid nie. Jesus Christus is nie die enigste saligmaker nie. Daar was nooit 'n maagdelike geboorte nie. Adam en Eva is fiksiefigure, en so kan ek aangaan en aangaan en aangaan, om vir u te sê, daar is 'n geweldige aanslag teen die woord. En ek en jy moet 'n keuse maak in hierdie tyd om te sê, wat is waarheid? Geliefdes, kan ek vir u sê, waarheid is net wat God gesê het. Nie wat 'n kerk sê nie, nie wat 'n dominee sê nie. Dit is net waarheid as dit in lyn is met wat God sê. God se woord is absoluut. Daar is geen regstelling nodig nie. Daar is geen verandering nodig nie. God is aan geen mistasting blootgestel nie. En daarom as God gesê het, is dit waaragtige waarheid. Ja, die woord van die Here waarsku vir jou en my, om ook in die tyd wat ons lewe te weet, dat daar sal afval kom.
Die apostel Paulus het daar in Galasiërs 1 'n baie ernstige woord gesê. En ek lees dit vir die vanaf die 6de vers. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou hulle of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig wat in stryd is met dit wat ons verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ek tevore gesê het, sê ek nou weer. As iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. En dan vra hy, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek mense behaag? As ek nog mense behaag, sou ek nie 'n diensknegt van Christus kon wees nie. Dis 'n geweldige woord. As jy mense wil behaag, sal jy nie 'n diensknegt van Christus kan wees nie, want Christus stel eise en Christus het die woord van God aan ons verklaar. Die Bybel is die absolute woord van God om nagekom te word. Daar gaan 'n tyd aanbreek, wat Paulus daar in 2 Timoteus 3 vers 1 vir Timoteus gesê het. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpaters, trotsaars, latseraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor. Keer jou ook van hierdie mense af. Daar is 'n aanslag. Maar ons het 'n oplossing in die woord van God, dat die woord van God is dit wat my staande hou. Daarom sê die psalmis, u woord. Die fokus is op dit wat God gesê het. Die woord weerhou my van dwaling. Die woord lei my in wat is reg. Die woord openbaar aan my wat verkeerd is. En die woord van God is vir my dit wat in my woord, in my lewe vir my waarheid onder my voete plaas. Daar is geen ander waarheid nie, as die woord wat God gespreek het. Nou as hy sê die woord is die lig vir my pad, en die lamp vir my voet, wat sê hy? Hy sê die woord wys vir jou die pad aan. Die woord verlig vir jou die pad wat jy elke dag moet loop. Jou lewensweg elke dag in hierdie wêreld. Hoe jy moet wandel. Die woord wys vir jou wat strikke wat vir jou gestel is. Die woord van God wys vir jou en is 'n lig wat skyn wat vir jou sê, pas op dat jy nie die adder trap nie. Nou die dag het ek en my vrou in die huis ingekom en sy het aan die kamer toe beweeg en ek het 'n lig daar ver in die kamer agteraan gehad. En terwyl sy na die kamer toe beweeg en in die kamer ingaan en die lig aansit, sê ek vir haar, my vroukie, jy het so pas by 'n slang verbygeloop. Toe op die ganglig aansit, daar lê meneer. Sy het by hom verbygeloop en sy het hom nie gesien nie, want die gang was donker. Daarom word die woord van God gegee as die lig van my pad, om vir my die pad te verlig, sodat ek struikelblokke en dwalinge en valse strikke sal kan uitken en sal weet wat is waarheid. Om my van die adder te bewaar en my te bewaar dat ek nie verdwaal nie. Die apostel Paulus sê, ek verbaas my dat julle so gou afvallig geword het. Dat julle so gou weggedwaal het van dit wat vir julle verkondig is. Geliefdes, dit gebeur ook in die kind van God se lewe. Maar weet jy die geweldige is? As ek dan die woord van God gehoor het,
is daar 'n geweldige onus op my lewe. As Jakobus 4 vers 17 sê, as jy dan weet om goed te doen, en dit nie doen nie, is dit vir jou sonde. Geliefdes, dis die woord van God, wat my rein hou. Dis die woord van God, wat my in gemeenskap met God hou. Dis die woord van God, wat my weë vir my reg baan. Daarom as ek die woord van God bepeins, as ek die woord van God leer, dan bewaar dit my van die aanslag wat aan die wêreld na my toe kom. Hy het dit mos so mooi in die 9de vers gesê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Die 11de vers, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Daar in Efesiërs die 6de hoofstuk, sê Paulus juis, my wapen wat ek in my hand het om die vyand mee te oorweldig, die enigste wapen wat die vyand kan oorweldig, is die woord van God, gedryf deur die Heilige Gees. Dis die swaard van die Gees, noem hy dit, die woord van God. Daarom is dit van kardinaal, dat ek en jy net weer vir 'n oomblik stil staan, en ek wil jou net herinner aan wat in die psalmes al vir ons gesê, dan luister jy net saam met my. Hoor net uitsprake wat hy al gemaak het, vers 59 van Psalm 119. Hoor saam met my. Ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse. Vers 60. Ek het my gehaas en nie getalm nie om u gebooie te onderhou. Kom ons kyk saam na die 63ste vers. Ek is 'n metgesel van almal wat u vrees en die wat u bevele onderhou. Vers 93, ek lees net vir so 'n paar daarvan. Ek sal u bevele in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het u my lewend gemaak. Vers 97, hoe lief het ek u wet, dis my bepeinsing die hele dag. Ag geliefde, die woord van God is ongelooflik vir jou en my. Ek wil vir u lees Psalm 26. Ag, gee my net 'n kans om dit gou vir u te lees. Wat sê daar in Psalm 26 en wel die 4de en 5de vers? Hoor net saam met my asseblief geliefdes. Kies ek blaai nou gou so intoe. Hoor wat sê hy. 26 vers 3 en 4 van hierdie gedeelte. Sê vir ons hierdie woorde. Hy sê, ek toets my Here en beproef my, keer my niere en my hart, want u goedertierenheid is vir my oë en ek wandel in u waarheid. Ek sit nie by valse mense nie, en met slingsige mense gaan ek nie om nie. Here, ek het vasgemaak aan u woord. Dis al wat my staande sal kan hou. Geliefdes, op ons lewenspad is daar baie strikke. Op ons lewenspad is daar baie struikelgate, struikelblokke wat in ons pad lê. Dis alleen as ek die woord van God ken. Dis alleen as ek die woord van God in my hart het, wat ek die dwaling sal uitken. Wat die Heilige Gees my kan herinner aan wat het God vir my gesê. Geliefdes, die Heilige Gees kan jou alleen herinner aan dit wat in jou hart is. Daarom het ek dit vir u telke male al gesê, en ek wil dit weer vir u sê. Ons moet die woord van God lees. Ons moet die woord van God bepeins. Ons moet die woord van God doen. Dan alleen sal ons God welbehaaglik wees. Kan ek weer vir Psalm 105 vers 19 gee? Die woord van die Here het hom beproef verklaar. Ek wonder wat sê dit vir u in u lewe en vir my in my lewe. As ek net 'n oomblik die Heilige Gees toelaat om met my te praat, en op hierdie oomblik is daar moontlik kurkproppies wat in jou gemoed opspring, wat jy weet, Here, ek wandel nie volgens u woord nie. Ek weet wat u woord vir my sê. Ek weet wat die standaard van u woord is.
Ek weet wat U vir my in my gemoed gesê het, maar Here, ek huiwer nou al hoe lank om daardie woord in my lewe te implementeer, dat ek 'n oorwinnende Christelike lewe kan hê. Ag, kindertjies van die Here ly ongelooflik skade, omdat ons nie luister na die stem van die Heilige Gees wat met ons praat nie. Wat 'n ongelooflike voorreg, wat 'n ongelooflike gawe het Jesus aan ons gegee. Ek stuur julle die trooster, die Heilige Gees. Hy sal julle in die hele waarheid van God inlei. Hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy sal my in julle en aan julle openbaar. As ek net die woord onder my voete wil sit, as ek net die woord in my hart wil bære, as ek net wil luister na God se woord, as ek dit net wil vasmaak in my gemoed, as ek die Bybel gelees het, om daardie gedeelte wat ek gelees het in gebed na God toe te vat en te sê, Here, leer my asseblief. Here, onderrig my asseblief. Here, openbaar aan my wat in my lewe God nie welbehaaglik is nie, dat ek dit kan bely, dat ek in vrede met God kan lewe, dat ek in gemeenskap met God kan lewe. Onthou U nog wie is God? 1 Johannes 1 vers 5. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ek sê dat ek met God gemeenskap het, maar in die duisternis wandel, dan lieg ek en doen nie die waarheid nie. Maar as ek in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Net in gemeenskap met God se woord, is ek in gemeenskap met God. Net in gehoorsaamheid aan God se woord, is ek in intieme gehoorsaamheid met God. Geliefdes, moenie die seën van God verwag, as jy nie die woord van God eerbiedig nie. Die Here Jesus het gesê, as julle my liefhet, sal julle my woord bewaar. En as julle my woord bewaar, sal ek en die Vader by julle kom bly. Ons sal onsself by julle kom tuis maak. Immer sê die woord van God, julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in julle woon en onder julle wandel. Ek sal vir julle God wees en julle sal vir my volk wees. Daarom gaan onder hulle uit, spreek die Here, sonder julle af. Raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En julle sal vir my kinders wees, en ek sal vir julle Vader wees. Ag, ons het mos reeds daar in die Ou Testament, die woord van God, as hy sy volk die land Kanaan beloof, die land wat oorloop van melk en honing, die land van voorspoed, die land van geluk, as hy dit vir hulle voorhou, maar met 'n voorwaarde. Luister wat sê in Josua 1 vers 8 en 9. Hierdie wetboek mag uit jou mond nie wyk nie. Jy mag daarvan nie links of regs afwyk nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy heen gaan. Hierdie wetboek mag uit jou mond nie wyk nie. Bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset daarvolgens handel. Dan sal jy voorspoedig wees in al jou weë. Dan sal niemand voor jou stand hou nie. Die woord van God is God wat met my praat. Let op, dit is God wat met my praat. Dit is die Allerhoogste wat deur die Heilige Gees, God drie-enig, wat in my werk, om my te verander. Hoe arm sou ons gewees het sonder die woord van God? Hoe sou hierdie wêreld gelyk het as elkeen gedoen het wat reg is in sy oë? Ons het geen riglyn gehad vir wat is waarheid en wat is leuen nie. Ons het geen riglyn gehad van wat is reg en verkeerd nie. Hoe sou hierdie wêreld lyk? Maar God het sy woord vir ons gegee, sodat ons uit sy woord kan lees, wat sal God behaag? Wat geliefde, ons gaan almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Ons gaan elkeen rekenskap gee
van wat ons in die liggaam gedoen het, goed of kwaad. En dan sê die Here Jesus, ek gaan julle nie oordeel in die laaste dae nie. Die woord gaan julle oordeel. Dit wat jy geweet het jy gelewe volgens die woord van God? Here, u woord is die lig vir my pad en die lamp vir my voet. U ken mos Psalm 1, ek hoef dit nie weer vir u te lees, maar miskien moet ek dit weer vir jou lees. Psalm 1 vanaf die eerste vers. Hoor, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie sit in die kring van die sondaars. Staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here. En hy oordink dit dag en nag. Hy sal wees soos 'n bloem wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nooit sal verwelk nie. Dis 'n vrugbare boom. Dis 'n groen lowerboom. Dis 'n boom wat uitstaan, want hy is by waterstrome geplant, by die fonteine van die Allerhoogste God. Ag, ek wil weer herinner aan daardie teksie wat die apostel Paulus gesê het. Kolossense 1 vers 10. Dat ons waardiglik wandel voor hom, om hom in alles te behaag, en in elke goeie werk vrug te dra, en in die kennis van God te groei. Paulus sê dit daar in Efesiërs, en ek wil dit vir u lees, Efesiërs, die 5de hoofstuk vers 10, sê hierdie woorde, en beproef wat die Here welbehaaglik is, en hou geen gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit. Pas op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, want die dae het boos geword. Beproef wat die Here welbehaaglik is, en hou geen gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit, dat julle nougeset sal lewe. Pas op, dat julle nougeset lewe. Koop die tyd uit. Maak plek vir God in jou lewe. Maak tyd vir God in jou lewe. Want geliefdes, jy en ek weet, daar is net een waarheid in die Bybel. En dit is, dat ek God sal ken, deur sy woord, deur die openbaring van die Heilige Gees, dat ek met God sal wandel, volgens wat hy aan my gesê het in sy woord, dat ek sal buig onder die gesag van God. Geliefdes, wat verloor jy, as jy God verloor? Alles. Wat sal 'n mens baat, as hy die hele wêreld gewin het, maar aan sy siel skade ly? Wat sal 'n mens God gee, as losprys vir jou siel? Ek verbaas my, sê Paulus, dat julle so gou afvallig geword het van hom, dat mense julle op 'n dwaalweg gebring het, en dat julle die evangelie wat ek aan julle verkondig het, nie nagekom het nie. Laat elke mens wat julle op 'n dwaalweg bring, laat hy 'n vervloeking genoem word. Dis 'n geweldige woord vir die leraar. Pas op wat jy vir mense sê. Pas op wat jy vir mense verkondig. Is dit in stryd met God se woord, of is dit in lyn met God se woord? Geliefdes, geleerdheid red jou nie. Wat sê die Here Jesus, wat is die ewige lewe? Johannes 17 vers 3, dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u ken. Waar leer jy God ken? Anders dan in sy woord. Waar leer jy die Here Jesus ken? Anders as deur sy woord. Waar leer jy die inwerking van die Heilige Gees? Anders as deur sy woord. Daarom is dit noodsaaklik om te sê, u woord is die lig vir my pad en die lamp vir my voet. As ek die woord van God nie in my hart het nie, sal ek struikel. As ek die woord van God nie in my hand het nie, sal ek faal. Daar is strikke wat gestel word, ons gaan dit later sien. Strikke wat gestel word, en Here, net die lamp wat ek dra, wys vir my die onheil uit, dat ek dit kan sy stap.
As jy dit nie in jou hart het nie, het jy niks. Maar kom ek gaan verder. As jy die woord van God hoor, dan sal jy hoor wat die Here vir ons sê. Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en hoor, en Jesus Christus u seun. Geliefdes, die Bybel sê, daar is een verlosser. Nie geleerdheid nie. Die geleerde man Paulus was verlore, op pad na ewige verlorenheid. Paulus sê, ek was dood deur die misdade en sondes. Pragtige kerklike lewe gehad, pragtige rites, maar verlore. Nicodemus, die moderator van sy kerk, die president van sy kerk, maar verlore. Wat moet 'n mens doen om gered te word? Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God in der ewigheid nie sien nie. Geliefdes, hoor u wat die woord sê. Die woord sê, deur die sonde van een mens Adam, het ons almal sondaars geword, en het die dood tot ons almal deurgedring, omdat ons almal gesondig het. Ons het almal gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons is van nature kinders onder die toren van God. Maar dan daar die mooi woorde. Ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, sê Jesus. Niemand sal na die Vader toe gaan, behalwe deur my nie. Geliefdes, hoor die woord. God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Ek wonder of u al vir Jesus ontmoet het. Nie of u aan hom glo nie, of jy hom al ontmoet het as jou eie persoonlike saligmaker, deur jou geloof in hom te plaas en te bely, Here, ek is 'n sondaar, ek is verlore, ek het geen hoop nie, as u nie vir my red nie, Here, stuur ek op 'n ewige verlorenheid, sonder God, sonder hoop af. Het jy ooit al vir Jesus aangeneem, want die Bybel sê, hy het na sy eie mense toe gekom, en hulle wou hom nie aanneem nie, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Die kerk het hom gekruisig, die kerk het nie aan hom geglo nie. Daar was 'n paar disipeltjies en 120 aanhangers moontlik, wat hulle geloof in hom geplaas het en gesê het, hy is die verlosser, nie die kerk nie. Hy is 'n persoon wat ek in my lewe moet ontmoet. Iemand wat ek in my lewe moet leer ken, wat my sondelas van my verwyder, wat my nuut maak. Ag, my hart huil, as ek hoor wat Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, en ek wil dit ook vir u lees, dat u hoor die toestand waarin die wêreld is, waarin ek en u lewe. Hoor wat sê in 2 Korintiërs 4 vers 4. Naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat hulle die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Luister vers 6. Want God het gesê, dat daar uit die duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Die Heilige Gees kom praat met jou. Hy kom sê vir jou, die woord van God kom verklaar vir jou, is jou lewe in lyn met God, omdat hy aan jou die ewige lewe wil skenk, omdat hy jou wil wederbaar. Hoor wat sê die Bybel, en dan sluit ek af. God het ons die ewige lewe geskenk, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Ek hoop jy het gehoor. Die seun het, en die seun nie het nie. Geliefdes, die Fariseërs, die kerk van die Nuwe Testament, het hom nie geken nie. Hulle het hom gekruisig. Ek wonder of u in hom al geglo het, of u hom al aangeneem het as jou eie persoonlike saligmaker, en hom gesê het, Here, maak my asseblief u kind, ek is verlore. U woord is die lig.
wat vir my op die lig baan na Jesus toe, wat my op die lig van heiligheid baan, wat my op die baan weer van geregtigheid, om God te behaag. Bære daai lig in jou hart, kry dit in jou lewe, sodat jy oorwinnend, triomferend kan lewe, omdat jy volgens die woord lewe. Mag die Here vir jou ryklik seën. Bid vir my, ek bid vir jou, dat ons mense sal wees van die woord van God. Goeiedag vir u, totdat ons volgende week weer met mekaar saamgesels. Goeiedag geliefde.